Vaarwel, Mars. Ek hoop nie ek sien jou gou weer nie. Die vervlakste stof op daai planeet gee my hooikoors. Net so dink ek iets daaraan doen. Wat de duif? Ek sien niks, Bucks. Maar volgens ons instrumente is hy net 'n minuut van ons af weg. Vervlaks. Nou is hy reg op ons stert. Kan nie meer as 'n kilometer van ons weg wees nie. Krokons. Hou hulle goed op, Adam. Ons moet hulle nie onderskat nie. Wat soek hulle hier? Weet hulle nie daar is 'n wapenstilstand tussen Krokon en die aarde nie? Ja, hulle sal niks waag nie. Hulle wil kyk hoe sterk ons senuwees is. Myne is nie van die beste nie. Net ook kry daai ou die verkeerde idee in sy kop. En blaas ons in ons peekie. Nie solank ons hulle Transcarnatie as gijslaar op die aarde aanhou nie. As nie daarvoor was nie, daardie oorlog nog voortgegaan. Snaaks. Asteroïde, so 800 kilometer van ons af. Ons is mos lankal uit die asteroïdeband uit. Daai ding is bepaal van koers af. Nou ja, eienaardige dinge gebeur hierbo. Ons is daar. Verander koers. Gee hulle kans om pad te gee. Daar gaan hulle. So ja, nou kan ons ontspan. Jy kan sê wat jy wil. Ek vertrou daai Krokons glad nie. Ag, ontspan tog, Adam. Ons is binnekort terug op die aarde. Bucks, jy het hom destyds gevange geneem. Is Carnatie regtig hulle kroonprins? Nie dat die kroonprins 'n troonopvolger nie, Adam. Hy is ook die ou met die meeste invloed op Krokon. Ja, solank ons hom het, is ons veilig. Ons kan nou nader beweeg. Stel asteroïde in kennis. Dit maak gereed. 09, versoek landingsinstruksies. Boodskap ontvang 09. Landingsprosedure nou veilig. Deure maak nou oop.
Meneer Gorman, die besoeker van Krokon is gereed om u te spreek. Sit gerus, my liewe vriend. Is vir my 'n besondere eer om hier te woord te staan. Ek dink ons is nou gereed om besigheid te praat. Kan u my verstaan? Is die vertaler aangeskakel? Ek verstaan, aardmens. Praat. My voorstel, meneer, is die volgende. Ons kan mekaar help. Ek sal toesien dat julle prins Karnati terugkry. 'n Ruil vir 2 dinge. Eerstens, 'n half ton zero kroniet, waarvan julle baie op Proxima het. Tweedens, die lewe van Bux Delary. Hy moet vernietig word. Mag ek vra, hoe gaan u dit doen? En watter waarborg het ons dat u sal slaag? Waarborg, meneer? Ek is julle waarborg. Gorman, die magtigste handelaar in unieke metale en minerale in die ganse ruimte. Wanneer begin ons? U sal van my hoor. Intussen kan u ontspan. Ek het die kwartiere goed ingerig. Tot later dan. Tot ziens. Begin landingsprosedure. Maak gereed vir fase 1. Uiteindelik. Ek het gedink ons kom nooit aan nie. Enige inligting oor Impala 2, Lida? Kaptein Delary is op pad, professor. Hy en luitenant Buys het sopas die aarde se atmosfeer binne gedring. Ek moet met hulle praat sodra hulle hier aankom. Dis uiters dringend. Oor en uit. Alles is altyd belangrik en in aardsbelang. Kanaal 1. Daar gaan ons af weer. Alles altyd dringend. Toe ek in die ruimte mag bedank het ek gedink alles gaan dik, Hermaanske en Rose wees. Jy's 'n wêreldheld. Maar hoekom moet ek daaronder lê? Skakel oor na beeldarm. Dis lank al tyd. Welkom tuis, kaptein Delary en luitenant Buys. Dag Selina. Ek hoop jy het my vlugkaartjies reg. Ek wil môre vertrek. Dink net, 'n hele week op die Suidsee-eilande. Sake voor plesier, kaptein. Professor Z het ander planne vir julle. Begin maar liewer met landingsprosedure. Julle is nou op outomatiese beheer. Oor en uit. Professor, hulle het pas geland. Hulle moet dadelik rapporteer. Dag Selina. Hallo Lida. Die professor wag vir julle. Gaan asseblief onmiddellik na die inligtingslokaal toe. Dis nou vir jou warm welkom, Adam. Kom ons gaan hoor waaroor al die drama. Dag, kerels. Hallo professor. Ek is jammer om julle nou weer in die werk te moet steek, maar die bevel kom van bo. Van Bo. Opperbevel, Delary. Opperbevel. Soos jy weet, is jy nog onder kontrak by die ruimtemag. Maar ek in die ruimte tyd het rus nodig, professor. Moenie vir my sê dis weer oorlog nie. 'n Krookontuig het ons juis gevolg net toe ons by Mars verby beweeg. Nee, dis nie oorlog nie. Hierdie keer is dit 'n welwillendheidsvlug van die uiterste belang vir die ganse aarde en sy mense. Dr. Gorman het iets reg gekry wat ons al baie lank op hoop. Hy is besig om met die Krokons te onderhandel om 'n besending zero kroniet van die planeet Proxima af te bekom. Die Dr. Gorman. Wie dink hy is hy? Elke keer as daar van hom 'n opdrag afkom, dan spring al wat leef en beef. Jammer, Bux. Maar Gorman geniet op die oomblik prioriteit. Ons mag nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Maar Impala 2 het voorsiening nodig, professor. Dit kan tot 2 weke duur om die ruimtetuig weer in orde te kry. Kyk, daar staan Impala 1.
Terwyl julle weg was, het ons die motore wat met ons nuwe brandstof aangedryf word, laat inbou. Dit sal vir julle sommer 'n geleentheid wees om die nuwe aandrywingsstelsel behoorlik te leer ken. Nou ja, as dit dan moet, wat moet ons doen? Proxima is, soos jy kan sien, 'n planeet wat nie veel groter is as ons eie aarde nie. En snaaks genoeg het dit 'n taamlike suurstofryke atmosfeer. Nou, die Krokons is besig om 'n zero-kronie daar te ontgin. En dit word gebruik om die rompe van ruimtetuie te versterk. Nou, die mineraal is onmisbaar vir ons eie ruimtetuigontwikkelingsprogram. Professor, wat presies gaan ons vrag wees? Baie belangrike onderdele vir mynboumasjinerie op Proxima. Maar wat van Gorman se eie ruimtevloot? Kan hy dit nie self aflewer nie? Gorman het ons gevra om te help. En soos jy weet, het hy baie invloed by die wêreldmag. Is daar enige verdere vrae? Julle roete is deeglik beplan en julle behoort nie probleme te ondervind nie. Wanneer vertrek ons? Môre 10 dagbreek om 5:21. Vandag is hulle die sogenaamde onderdele inlaai. Sal Prins Karnati in een van die verseelde houers wees. Prins Karnati. Ek is hier namens die interplanetêre Rooikruis. Hulle verlang 'n mediese verslag oor u en ek wil u na die mediese instituut neem vir 'n volledige ondersoek. Interplanetêre Rooikruis. Nog. Ons Krokons is nie deel van daardie stelsel nie. Sender geslaag, meneer Gorman. Ons het Prins Karnati vrygekry deur voor te gee dat ek 'n agent van die Rooikruis was. Briljant, briljant. Nou moet ons net Karnati aan boord kry. Maar jy sal nou gou moet maak as die voordelery by Proxima wil uitkom. Ons vertrek dadelik. Dankie. Dit was 'n plesier om met die sake te doen. Goeiemôre, meneer. Ek wil julle net baie sukses toewens met ons nuwe brandstof. Ek sal die lansering persoonlik behartig. En ek wil ook die beste wense van opperbevel aan julle oordra. Ons is trots op julle. Oornuit. Hoe voel jy, Bugs? Ja, ek moet sê ek wil graag voel wat hierdie nuwe brandstof kan doen. Ja, ek voel geëerd. Maar ek sou veel eerder op pad na 'n Suidsee-eiland gewees het. Leon, Karnati het ontsnap. Hy is weg. Ons het inligting ontvang dat hy saam met Bugs en die Impala op pad is na Proxima. Jy moet hulle keer voordat hulle in hiperversnelling oorgaan. Begin aftelling na hiperversnelling. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Impala, kom in. Impala, kom in. Is te laat, professor. Hulle kan ons nie meer hoor nie. Hoe voel sy? Ja, soos 'n droom. Adam, programmeer die rekenaar om ons wakker te maak wanneer ons Proxima nader. Goed, Bugs. Ons vlugtyd in hiperversnelling sal ongeveer 300 uur wees. Lekker slaap. Môre Adam, ons is daar. Terug na normale spoed.
Nou voel ek weer pure perd. Bugs, ek gaan 'n bietjie kyk of alles in die vragruim in orde is. En nou? Bugs, kom kyk hier. Wat is dit? Gou, ek dink ons het 'n probleem. So, ons ontmoet weer, kaptein de la Rey. Karnati, maar hoe die ongeluk het jy hier uitgekom? Dis my geheim. Volg instruksies. Terug, na die kajuit. Terug. Bly op koers en maak soos ek sê. Land by die myn op Proxima en moenie probeer ontsnap nie. Onthou, ek het 'n wapen. Wie het hierdie ding beplan, Karnati? Julle aardmense wil oorlog hê, nie waar nie? Daar is aardmense wat my help ontsnap het, nadat jy de la Rey my gevangen geneem het. As ek nou weer op Krokon aankom, gaan julle op aarde nie meer so veilig wees nie. My mense gaan die heelal regeer. Toe, begin nou land. Verminder spoed. Jy mag miskien met 'n pistool in jou hand staan, Prins Karnati, maar ek is in beheer van hierdie ruimtetuig. Ek sê verminder spoed. Netjies 'n landing, de la Rey. Ek het gehoor jy is goed. Ek glo dit byna. Dankie, uw hoogheid. Wat gebeur nou? Uit. Klim in die grondtuig. Ry nou tot by die ruimtetuig en moet niks vaag nie, de la Rey. Adam, as ek sê nou, dan hou jy vas. Stil. Bugs, ek het so gevoel ons is in die moeilikheid. Nie moeilikheid nie, luitenant. Julle, einde. Nou! Bugs, jy moet vinniger ry. Hulle is besig om ons in te haal. Daar is hulle. Skiet. Blommers, ek sê, skiet. Genigtig, Bugs. Dit was amper of ons tweetjies was Bokveld toe. Wat het julle besluit om te laat Spaner? Instink, ou maat, instink! Hier kom hulle. Ek het nog altyd gesê hierdie goed moet bewapen word. Maar julle wou mos nooit na my luister nie. Hulle skiet maar vrot. Is die hulle wat so vrot skiet nie, Adam? Is ek wat so goed bestuur?
Genade die speling, hè? Daar sal 'n ander plan moet bedink. Maak gereed om die uitskietstoele te gebruik. Nou, Die gaan ons! net om. Dis die einde van boekstellery. Ry tot by die wrak en hou stil. Jammer, kaptein, maar ek het jou gewaarsku. Niemand speel met Prins Karnati nie. Ek is jammer, Lida. Maar ek dink nie ons sal Buks en Arm weer lewendig gesien nie. Hulle moes lankal terug gewees het. Ja, professor, jy is seker reg. Nou begin die moeilikheid vir julle aardbese. Dit was nou amper. Opwindend, man, opwindend. Maar nou sit ons beurt. Kry so lank missiele 1 en 2 gereed. Hoe lyk dit? Sal ons daai krok van hulle plat skiet? Nee, moenie hulle ruimtetuig vernietig nie. Skiet net die onderstel weg. Professor, kyk! Impala 1 Interster. Dag sy mense. Landingsinstruksies asseblief. O, professor, hulle is terug. O, ek is so bly. Nou sê jy sien hoe bly Lida gaan wees om ons te sien. Ons sal sien. Interster basis na Impala 1. Boodskap ontvang. Dis omtrent tyd toe kaptein Delaray. Hier volg julle landingsinstruksies.